Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die ewige gewig van heerlikheid. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 17. Ek is gewys op die heerlikheid van die hemel, op die skat wat vir die gelowiges weggelê is. Alles was lieflik en glorieryk. Die engele het 'n pragtige lied gesing, dan het hulle opgehou sing en hul krone van hul koppe afgehaal en dit glinsterend aan die voete van die lieflike Jesus gewerp en met melodiese stemme uitgeroep, Heerlikheid, Alleluia. Ek het saam met hulle in hul lofliedere en eerbewyse aan die Lam aangesluit, en elke keer as ek my mond oopgemaak het om hom te prys, het ek 'n onuitspreeklike gevoel van die heerlikheid wat my omring het gevoel. Dit was 'n veel groter, oortreffende en ewige gewig van heerlikheid. Die engel het gesê, die klein oorblyfsel wat God liefhet en sy gebooie onderhou en tot die einde getrou is, sal hierdie heerlikheid geniet en altyd in die teenwoordigheid van Jesus wees en saam met die heilige engele sing. Toe is my oë van die heerlikheid af weggeneem en ek is na die oorblyfsel op die aarde gewys. Die engel het vir hulle gesê, maak gereed, maak gereed, maak gereed. Julle moet 'n groter voorbereiding hê as wat julle nou het, want die dag van die Here kom, wreed met beide toorn en woede, om die land te verwoes en die sondaars daaruit te vernietig. Offer alles aan God. Lê alles op sy altaar, self, eiendom en alles, 'n lewende offer. Dit sal alles verg om die heerlikheid binne te gaan. Maak vir julleself skatte in die hemel bymekaar, waar geen dief kan naderkom of roes kan verrot nie. Julle moet deelgenote wees aan Christus se lyding hier, as julle saam met hom deelgenote wil wees aan sy heerlikheid hierna. Die hemel sal goedkoop genoeg wees as ons dit deur lyding verkry. Ons moet dieself heelpad verloon, daagliks aan dieself sterf, Jesus alleen laat verskyn en sy heerlikheid voortdurend in sig hou. Die werk van verlossing is nie kinderspeletjies nie, om na willekeur aangegryp te word en te laat staan vir plesier. Dit is die standvastige doel, die onvermoeide poging, wat uiteindelik die oorwinning sal behaal. Dit is hy wat tot die einde toe volhard wat gered sal word. Dit is hulle wat geduldig voortgaan met goeie dade, wat die ewige lewe en die onsterflike beloning sal hê.